Episode 15, Raspertand Robin. Maak op die deur! Maak op die deur in die naam van die koning, maak dadelik op! As jy ons volgende keer weer so lank laat wag voor die deur opmaak, dan skop ons hierdie deur uit sy kusyn uit, hoor jy? Wat wil jy hê? Wat wil jy van ons hê? Jy weet baie goed wat ons wil hê. Ons kom haal jou belasting. Alweer belasting? Maar ons sal amper niks meer oor nie. Wel, as jy nie jou belasting betaal nie, sal ons maar al jou meubels moet vat. Ag nee, moet asseblief tog nie my meubels vat nie. Toe gee pa dat ons kan kom, ons het nie jou lagtyd nie. Ag, asseblief meneer, ek smeek u moet dit nie doen nie. Wil jy hê ons moet jou arresteer omdat jy die gereg dwarsnoem, hè? Dis Raspertand Robin! Kom ons maak het ons weg! Kom nader, baron. Wil julle vir my sê, die struikrowers beroof die belastinggarders? Nie net die belastinggaarders nie, ook aristokrate, wat deur die woud reis, word deur hom besteel. Is julle klomp soldate so waar nie mans genoeg om hierdie derde rangse dief aan te keer nie? Ja, maar dis die hele ding. Hy's nie sommer 'n gewone dief nie, majesteit. Hy's 'n glibberige klant en slinks. Hy en sy makkers skuil in die digte bosse waar niemand hulle kan kry nie. Dis reg, 'n mens ry nog so lekker, dan verskyn hulle skielik, en dan beroof hulle almal voor die voet, en verdwyn weer net so in die niet. En om alles te kroon kan hulle leier, die een wat hulle Raspertand Robin noem, ongelooflik goed skiet met 'n pylenboog. Niemand is beter as hy nie, en die soldate is almal vir hom bang. Dis absoluut 'n gekheid. Ons het mos lankal nie meer boogskutters nie, meneere. Ek moet erken dat die ding my dronk slaan. Dis baie jare gelede wat ons laas pyl en boog gebruik het. Burggraaf de la Fontaine, baron de la Tour, dankie, julle kan maar gaan. Ek sal hieroor nadink en my bes doen om julle te help met die probleem. Majesteit. 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 Ek sou graag hoor wat u dink van die storie wat ons nou net gehoor het, eminensie. Eienaardig, u majesteit. Ek wil voorstel dat u so gou moontlik iemand wat u kan vertrou aanstel om die saak te ondersoek. Ek hou van die voorstel, eminensie. Ek sal so maak en ek wil vra dat u asseblief persoonlik sal sorg dat die reëlings daarvoor getref word. Maar natuurlik, dit sal vir my 'n eer en 'n voorreg wees. Daar is Pom, Brakanjan. Ek sien hom nêrens nie. Kom hy dan nie saam nie? Nee, hy wil liewer by die huis bly en met Flippie en Vleer speel. Nou, van wanneer af hou Pom sy lyfkinderoppasser? Nou, kyk nou net. Sien julle wie kom hier aangestap, ouens? Wel, dis Wenimer in lewende lywe. Met 'n klomp van sy trawante soos gewoonlik. En hulle lyk soos katte wat 'n piering room gesteel het. Kyk 'n slaggie goed na ons, sodat julle ons gesigte kan onthou, julle klomp lampsakke, want ons gaan weg uit Parys en julle gaan ons vir 'n lang tyd nie sien nie. Ag nooit, ek dink ek sien julle afwesigheid kan verduur nie, Wenimer. Nee. Dis hoe ek ook voel. Wie se siele sal ons kan uittrek as julle klomp nie meer hier is nie? Ek wil nou nie klink of ek my neus in julle sake wil steek nie, Wenimer, maar wat is die rede vir julle skielike vertrek en waarheen is julle op pad? Sy majesteit die koning het my en my manne gekies om ons op 'n belangrike sending te stuur na Normandië, as julle dan moet weet. Dis 'n sending waarop net dapper en loyale manne gestuur kan word, en dis hoekom hy ons gekies het en nie julle nie. As daar een ding is wat ek nie kan verdra nie, is dit iemand wat skimp dat ek nie loyaal teenoor die koning is nie. So pas op wat jy sê, wie die meer. Antwoord net een vraag, Klipkop. Kan jy tel? Ja, natuurlik, man. Dan het jy seker al agtergekom dat daar 6 van ons is teen 4 van julle. Ek gaan tot 3 tel om jou 'n kans te gee om ons om verskoning te vra. Anders gaan jy my swaard proe, jou groot limmel. 1, 2. 1 vir almal en almal en almal vir 1.
is net sowel dat ek my maters kom soek het. Hulle sal weer in die moeilikheid. Ag nou ja, ek sal hulle seker maar moet gaan help, want as ek dit doen, nie gaan iemand net nou seer kry. Hey, hier dan, wat op nou? Dat zijn arme is. Dat bij jou spelvies baas my hulle afbel, maat. As ek hulle nie help, dan weet ek nie wat van hulle gaan word nie. Dit was nou regtig lekker oefening. As julle terugkom van sy majesteit se sending af, kan julle ons gerus kom opsoek, kerels. Dan gee julle ons nog 'n les met genoeg oefening behoort tot lomperd soos julle te leer om goed te veg. Voorspoed, ek hoop julle vaar beter op julle sending as teen ons. Maar ons sal groot mond. Met dambord moet 'n mens eers goed dink voordat jy 'n skuif maak. Dit help jou om oorhaastig te wees, want dan kom jy nêrens nie. Ja, nou het ek het. Ek het nou 'n blink idee gekry vir 'n skuif wat jou van die bord af gaan vee. Pas op. Hom val aan, daar sê hy. Dit was 'n meesterlike skuif, al moet ek dit self sê. Kyk of jy daarop kan verbeter, ou Flippy. Ag, meesterlik se voet, dit was 'n dom skuif. Ek gaan jou spring. Hi, pas op, Boetie, kyk wat jy doen. Ek dink dit is 'n lokval. Gaan jy tog in jou ore uiteen vir haar nie, Boetie? En dan sy nog baie kleiner as jy ook. Ai, tog, jy gee my krag. Ek het jou gesê as 'n dom skuif pom. Vat so. Alle oor op die bord. 1, 2, 3, 4. Ek het jou gesê pas op jou domkop. Ek is geniaal, uniek, onoortreffelik. Met net mooi alles wat ek doen as ek briljant. Ai, jy's daarom dom, Boetie. Kyk wat gebeur as jy nie na my luister nie. Jy weet tog hy wen my altyd, Fleur. Ai. Ai, Pom, het jy seer gekry? Ja, daarom was sommer 'n stres gewees. Hallo. En toe, hoe lyk dit, Pom? Het jy alweer geval of wat? Maar jy is seker al gewoond daaraan teen die tyd. Ja. Nou, jy kan maar jou flou grappies vir jouself, want jy's net jaloers oor ek altyd wen. Toe nou kinders toe, speeltyd is verby. Sal baie laat in tyd dat julle bed toe gaan. Sê nag vir almal, toe kom. Ag ma, kan ons nie maar nog 'n rukkie speel nie? Toe mamma, asseblief tog. Nee, julle kan nie. Dis lank verby julle slaaptyd. En as julle môre weer so moeg dat mamma julle nie uit die bed uit kan kry nie. Nou toe nou kinders, julle maat gepraat. Gaan slaap nou. As ons moet, dan moet ons seker. Julle moet lekker slaap almal. Nag almal. Ek wil net vir een ding sê, Pom. As ons weer speel, gaan ek wen. Daarvan kan jy seker wees. Jy het my vandag die laaste keer gewen. Nag papa, lekker slaap. Wag vir my julle, wag vir my. Hy vir my wen. Wat wil ek nog sien? Ha! Nag julle ouetjies.
Julle moet lekker slaap en ek sien julle môre. Hey. Pom, dis ek. Ken jy my dan nie meer nie, jou maatjie Camembert? Camembert, my liewe ou maat Camembert, dis nou 'n verrassing. Ek is wraggies bly om by jou weer 'n slag te sien. Laat ek eers gou by jou 'n drink gee. Nou wat kom maak jy hierso? Ek het Parys toe gekom om te kyk of dit beter gaan hier by julle. Dit gaan sleg by ons in Normandië, Pompeii is sleg. Ons ly honger. Jy. Ah? Dis nou 'n ding, Brackenjan, dis my goeie vriend Camembert, of laat ek liewer sê dit wat van hom oor is. Camembert, laat ek jou voorstel aan Brackenjan, my vriend in vele avonture en sulke goedes. Hallo. Ag, verskoon my nuuskierigheid, Camembert. Maar ek het gehoor jy sê vir Pom dat dit baie sleg gaan met die mense in Normandië. Nou wat is die rede daarvoor? Dis oor die hoë belasting, dis wat die soldate laat die arme mense so baie belasting betaal in die naam van die koning dat hulle van die honger doodgaan. In die naam van die koning sê jy? Maar dit is toch onmoontlik. Die koning was nog altyd regverdig en ruimhartig teenoor sy volk. Ek het dit met my eie oë gesien. Iets is daar nie pleis nie, Brackenjan. Ja nee, daarmee stem ek saam. Ek hoop ek is verkeerd, maar dit klink vir my of die hertog de Blanbec iets daarmee te doen kan hê. Ek is seker dit is sy werk. Wat? Alweer die huislingse jakkals van 'n Blanbec. Ek dink dis hoogtyd dat ons vir hom wys waar Dawid die wortels gegrawe het, die indringer. Wag 'n bietjie, ek onthou nou iets. Die kardinaal se wagte is Normandië. Ja. Ek is seker dis waaroor hulle geheime sending gaan. Dat sal 'n mooi gedoen wees. Asseblief tog, Brackenjan, kom ons gaan tog Normandië toe. Daai vetfaatjie van 'n Wiedemer sal net weer 'n gemors van alles maak. Jy's reg, Pom. Dis net ons wat weet dat die koning 'n tweelingbroer het en dat dit dalk hy is wat al die moeilikheid veroorsaak. Ek dink ons moet so gou as moontlik Normandië toe gaan en gaan kyk of ons die mense kan help. Jippie! Jy is so rof met hom werk nie. Hy's swak. Hey, ek is lus vir 'n bietjie opwinding en avontuur vir 'n verandering. Hey, om die waarheid te sê, as dinge vir te lank rustig is, raak ek sommer gou verveeld en kriebelrig. Ons moet sommer dadelik vir Porthos, Athos en Aramis laat weet. Reg? Ons kan môreoggend teen dagbreek vertrek. En ons sal ons bes probeer om die Normandiërs te help. Ag, maak is jou vaak. Kyk net, Pom, die son kom al op. Ja nee. En hier kom Aramis nou net aangery. Ja, Porthos en Athos is kort op sy hakke lyk dit. Reg, hier is ons almal. Kom ons vertrek Normandië toe. Na Normandië! Wel julle ouens, hier is ons nou uiteindelik in Normandië. Ag, hoe lieflik is die woude van Normandië. Dis die volmaakte plek om my liefdesgedigte en al die dametjies voor te dra. Ag, my hart. Hart. Hou as jy goed is. Dis lekker. So rustig en stil en mooi. Nee, kyk, ek hou niks hier van die Brackenjan. Dis die ideale plek vir 'n lokval. Ek bedoel, as iemand nooit 'n boom uit op ons spring, wat Nou kan die staan 'n ons? spooke op jaggie, Pom. Ja, kyk wat ek het vir julle gesê. Wil jy glo dis 'n pyl? Apel, wat die joos moet jy gele? Wees gegroet kavaliers, julle lyk baie moeg. Ja, miskien kan ons julle help om van julle uitputtinge te herstel deur julle vrag oor te neem. Dan sal julle die res van die pad sommer lag kan aflê. Ek stel voor julle gee ons julle beursies. Dis die beste medisyne teen uitputting wat ek ken.
En julle sal bly wees om te hoor dat julle sommer terselfdertyd 'n paar arme mense daardeur sal help. Hoe durf julle ons pad op die manier versper? Ons is vreedsame reisigers en ons is nie van plan om met vreemdelinge te baklei nie. Laat my toe om ons aan julle voor te stel. Die goeie monnik wat hier langs my staan is Vader Bernardus. Aangename kennis, meneere. My lese is lewe vrede met almal maar hou jou wapen byderhand. My ander maats hier agter my, is die sagmoedige Kleinbrak en langs my vriend Terry. Almal sê vir my Kleinbrak, en weet julle hoekom? Omdat ek so klein en swak is. Ja, ek is ook klein, maar ek is sterk genoeg om julle beursies te dra, gee dit maar vir my. Wel vriende, die geklingel van geld wanneer julle beursies vir ons sal gee, sal soos pragtige musiek in ons ore klink. So, oorhandig dit sommer nou. Ek dink julle soek nou skoor met die verkeerde mense, julle skarwejaantjies. As julle ons beursies wil hê, moet julle maar probeer om dit self by ons te kom vat. As julle kan, julle lafhartige diewe. Ja, het sal nogal interessant wees om te sien hoe julle te werk gaan om ons beursies teen ons sin by ons te probeer vat. O, meneere, ek verseker julle, dit sal vir my 'n groot plesier wees om julle te wys hoe ons dit doen. Wat so? Maar julle afmusketiers, hulle is sommer vol niks weg vloeifabrieke. Kyk bietjie of jy die ou kan keer, meneer. Keer liewer die as jy kan. Ek moet erken, hulle weet wat hulle doen. Die spel leer nie meer hoe om te veg nie. Ek wil jou daarop wys dat hout nou nie eens hond daaraf maak teen 'n staal lem nie. O, so. Moet jy so seker wees daarvan die kaart, mannetjie. Skurk. Kom aan, julle manne, wys nou waar dat die baas en kry klaar. Helemaal weer, joh. Pas op, ons is omsingeld, brakkenjaar. Julle kerels is gewild, dis verseker. Ons is al 'n groter gevaar. Kom ons wys hulle van watter stofasie ons gemaak is. Julle is waar die dapperste van al die baronse trawante teen wie ek al geveg het, hè? Die baron? Sê my 'n bietjie van watter baron praat jy nou? Van Baron de la Tour natuurlik. Ken julle hom dan nie? Ek ken hom glad nie. Ek het nog nooit van hom gehoor nie. En wat van die burggraaf de la Fontaine, ken julle hom miskien? Ek is jammer om julle te leer te stel, maar nie ek of my vriende het die vaagste benul wie die karakters is nie. Ons is sy majesteit die koning van Frankryk se musketiers. Hey, hulle is musketiers, jy het dit gehoor. Wat sê jy daarvan? Hulle is so dapper. Jammer meneere. Ons hoop regtig julle sal ons verskoning aanvaar. Ons val nooit die koning se musketiers aan nie. Kom vriende, laat ons almal in vrede uitmekaar gaan. Dis nog jou een aardige vent. Net 'n oomblik. Jy het jou vriende aan ons voorgestel, maar sê my, wie is jy? Noem my maar Raspertant Robin. Ek veg altyd vir geregtigheid. Ek hoop ons sien mekaar weer. Totsiens, mooi loop. Laat dit goed gaan, Raspertant Robin. Hy is dapper en 'n goeie vegter. En hy Kleinbrak ook. Hierdie hele voorval is vreemd. Ek weet nie wat om daarvan te dink nie. Ja, ek ook nie. Om die waarheid te sê, daai diewe lyk vir my na gawe dierbare ouens. Stem saam met jou, ja. En wat meer is, ek dink ons het vandag nuwe vriende gemaak. Wat is aan die gang in Normandië? En wie is die geheimsinnige karakter wat homself Raspertant Robin noem? Watter nuwe avonture wag daar vir die musketiers so ver van Parys af? In die volgende episode kom die musketiers te staan teen die baron se soldate.
En Raspertan Robin en sy manne snel ons maats te hulp. Intussen gaan Blambek voort met sy planne om sy broer se plek in te neem as die koning van Frankryk.